Goeiedag, lekker om by jou te kuier saam Patmos. Patmos, baie dankie, julle altyd ook dink aan dowes, want dowes ook moet sien evangelie van Jesus Christus. Ek wil vanoggend getuig, ek wil vir jou storie vertel wat waar gebeur het, en asseblief, dit gaan oor geld, maar ek wil nie hê, jy moet voel ons vra vir geld, glad nie. Dis net 'n getuienis van hoe die Here voorsien het, nadat mense omstandigheid verstaan, hulle harte reg, en hulle gee vir 'n goeie saak. Wat het gebeur? By Deo Gloria gemeente vir doof hier Pretoria, so verlede maand, ons kry waterligrekening, baie hoog. Ons kan betaal, maar dan ons geld minder. So ek sien die rekening, ek gaan munisipaliteit, ek sê, hierdie net water, nie eers die ander, net water, is op R7.000. Kan ek daardie R7.000 bietjie afbetaal, so gou as moontlik, soveel as moontlik, maar ons wil ook nie ons begroting verwoes. Kan ons daaroor praat? Die vrou by die munisipaliteit, baie vriendelik, sy sê, ja, maar eers, voor ons onderhandel, ons moet eers die fout regmaak. Want as ons nie die fout regmaak, sê nou die fout is groter as die ekstra afbetaal. Toe ek sê, goed, maar sy ook sê, ek kan nie net gaan koop, goed vir regmaak, ek moet bewys wie regmaak kan doen. Moet goeie werk wees. So, dit was op 'n Vrydag, Sondag ek praat gemeente, ek verduidelik vir die gemeente, die waterrekening was baie hoog, en ek verduidelik, ons sal in die week wat kom, ons sal die fout regmaak, maar as die gemeente, en onthou die gemeente dowes is nie baie nie, miskien op Sondag in kerk, miskien 50 mense, partymal 80, maar meer naby 50-60 mense. En ek vra die gemeente asseblief, wie kan? As julle kan, bietjie ekstra, miskien R50 of R100, bietjie ekstra, daardie geld, ons gaan een kant, sodat wanneer ek praat later met munisipaliteit, dat ons het 'n eerste betaling, want hulle sien, ons is opreg, ons wil die probleem oplos. En ook natuurlik moet ons uit die gewone geld ook die loodgieter betaal om die fout te soek en reg te maak. Ons kerk is oud, pype is oud, kan nie dadelik sien waar is die fout. Toe, die gemeente sê is reg. Daardie Sondag, uit die gemeente lid, hulle gee R1.100. Belangrik om te onthou, R1.100. Toe, daardie week kom loodgieter, maak fout reg, maar die loodgieter se prys is naby R4.000 om reg te maak en ook by die mans toilet, nuwe toilet op te sit, want kan nie meer regmaak, te oud. So ons tevrede en ons betaal, maar nou ek het papier, ek kan nou gaan munisipaliteit, bewys ons het die probleem opgelos, ons kan nou begin fout regmaak. So volgende Sondag, ek was nog nie munisipaliteit, ek vertel die gemeente, ek vertel vir hulle waar ons nou staan. En almal tevrede. En weer ek vra, as julle wil bietjie ekstra, baie welkom, maar ek wil nie mense dwing nie. En toe, in die kerk, daar die tweede Sondag wat ons praat oor die water, waar ek nou sê die probleem oplos, ek moet gaan munisipaliteit, daar was 2 groepe besoekers. Familie van 'n babatjie wat geseën moet word, en ander mense wat, hulle kom miskien eenmal in 5 jaar, hulle kuier die dowes.
En nou, daardie 2 besoekergroepe, ek het waar nie vir hulle gevra vir geld of niks. Maar daardie 2 het gegee, saam R11.000. Een gee 7.000, ander gee 4.000. So skielik het ek in een oomblik, my waterprobleem is opgelos, my betaling by die munisipaliteit, ek hoef nie te onderhandel, ek kan daardie geld net so betaal, so die water en ligte probleem, rekening is betaal, ek hoef nie te gaan mooi praat, bewys, niks. Plus die regmaak van die lek, die loodgieter se koste is betaal. En raai wat? Na alles, na die probleem, het ons R1.100 oor in die rekening. Daar die eerste R1.100. Nou ek vra vir die mense, as jy swaar kry, ons kan die geld teruggee. Hulle sê nee, hulle is net te bly, ons kon die probleem oplos. Hulle is bly, hulle kon help. Dan ek besef daar die mooi vers, Paulus skryf 2 Korintiërs 9 vers 7, hy sê, laat elkeen gee, soos hy in sy hart besluit het. Die Afrikaanse Bybel sê, voorneem, dit beteken, soos wat ek gedink en beplan en besluit het, soos wat ek voel die Here my lei. Ek is altyd baie versigtig, ek wil nooit beskuldig word, ek manipuleer mense vir geld nie. Maar nou, hierdie blymoedige gewers, hierdie dowe mense, uit hulle sak, hulle het gegee, en nou, is ons almal saam bly. Hulle was bly, hulle kon gee, en hulle is bly om te hoor, die probleem is opgelos, en nou is daar bietjie meer geld in die rekening as voor. Dis wonderlik, vir my is die mooi ding dit, dat toe ons praat oor daar's 'n probleem, niemand het iemand beskuldig, ja, maar julle moet vooraf kyk, julle moet niks, niemand was kwaad daaroor beskuldig, dis ons gemeente, dis ons probleem. En ons sal bydra wat ons kan, en ons sal saam die Here vertrou vir guns, dat ons hierdie probleem kan regmaak. Ek het gedink, dit sal 'n rukkie vat, miskien 2 of 3 maande, miskien bietjie langer, maar ek glo ook, omdat die gemeente sê, dis ons verantwoordelikheid, omdat hulle sê, ons self sal deel wees van die oplossing, ons sal bydra, het die Here wonderbaarlik voorsien, en stuur hy mense op die regte tyd, mense vir wie ek nie gevra het vir geld nie, en hulle gee, en die probleem is opgelos. By ons huis altyd, wanneer ek praat met my kinders of familie, en ook veral, as ons praat oor geld bietjie kort, dan sê ek altyd vir my kinders, wees sensitief oor jou gee. Moenie omdat jy nou skielik bietjie minder geld het, ophou gee nie. Ek persoonlik glo in 'n tiende, en ek leer my kinders, as jou tiende dan nou minder is, gee dan 'n minder tiende, maar moenie ophou gee nie. En nou is dit vir my so mooi om te besef, dat die hele probleem was 'n R11.000 probleem. Die gemeente self het R1.100 gegee. En toe kom daar 11.000, en nou is daar 1.100 weer oor. Dit het so gebeur, en ek wil versigtig vir die Here al die lof en dank en eer gee. Maar ek ook respekteer hierdie gemeente, wat getrou was, wat gedoen het. En nou is ons almal saam bly oor wat die Here gedoen het. Iemand daar moet die storie hoor. Miskien vandag jy het 'n geldprobleem. Kom ons bid en sê, Here,
Ek wil 'n blymoedige gewer wees. Wys vir my wat ek kan bydra. Miskien is dit min, maak nie saak. Maar ek weet dat iets plus die seën van die Here word baie. Maar 0 maal 100 bly 0. Maar iets maal 10 kan baie meer wees as 0 maal 100. Want daar is iets. En ek glo die Here het gesien dat die gemeente getrou is, hulle harte is reg, hulle gee, hulle is nie kwaad nie, hulle baklei nie, hulle gee nie vir my 'n harde tyd nie, dis ons saak, en die Here het ons gehelp. Mag dit so in jou huis, by jou gemeente, dit gaan nie oor die bedrag nie, dit gaan oor die beginsel, van om deel te wees van die oplossing, en die Here te vertrou, vir sy voorsiening. Ek hoop jy saam met my bly. En ek sal so bly wees, as die Here hierdie storie gebruik, om ook vir jou moed en hoop te gee, vir jou omstandigheid. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, U is getrou. U sien as iemand met blydskap gee. As iemand graag wil help om probleem op te los. En U seën. Dis wonderlik. Dis wie U is, dis wat U doen. En ons vanmôre, ons prys en ons saam sê vir U baie dankie, dat U gehelp het by Deo Gloria gemeente, vir dowes, maar daarom ook vir elke ander huis, elke ander gemeente, sal U dieselfde doen, want U is getrou en U is goed. Seën elkeen wat kyk, in Jesus naam. Amen. Sien jou volgende week.